Goeiedag geliefdes. Terwyl ons so oomblik het, dit is nog seker nie die offisiële begin nie, maar daar's nie 'n stroom vanoggend nie, jammer is, ek wil gou sê vir almal wat daaroor wonder, is nie dat ons nie aandag gee nie, ons bel mense om uit te kom, en dan kom hulle uit en maak hulle nie reg nie, en dan as ons weer kry, dan bel ons om terug te kom, want hulle bietjie verskoning. So ons probeer goed reg kry, maar met dit gee ons hierdie kans. Julle weet, hulle sê mense moet baie keer versigtig wees om nie die monster te word wat jy uiteindelik gehad het op 'n stadium nie. Dis baie keer om te sê is dat, vir iemand sê, weet jy wat, jy's nou nes jou ouers, of nes jou ma, of nes jou pa, of jy word die baas wat jy nie van gehou het nie, as jy uiteindelik in die posisie is. Broer en suster, hier is 'n sterk introvert wat voor julle staan. Introvert met selfvertroue, so kan voor mense praat, maar introvert, iets wat ek nie baie van gehou het nie, is hierdie dominee hier so voor staan en vir mense sê, groet die mense rondom jou. Dis hoekom ek vir julle sê, is in kompensasie daar so, groet die mense, maar as jy nie kans sien nie, waai ten minste vir hulle, né? En die rede hoekom ek dit doen, ek gaan nou julle kans gee mekaar te groet, die rede hoekom ek dit doen, die rede hoekom dit vir my belangrik is dat meeste van julle sit week na week na week op dieselfde plek. Jy ken al jou bure, jy ken die mense voor jou en jy ken die mense agter jou. Dit beteken nie jy ken hulle name nie, jy ken net hulle gesigte, maar dit is tog belangrik dat ons in 'n gemeente kan sit waar dit vir iemand lekker is om weer 'n bekende gesig te sien. En saak maak as jy 'n leë bank so 'n oggend soos vanoggend kan sien. So ek wil jou aanmoedig, groet mekaar en sê baie vertroud is met jou buurman, vra selfs van hoe gaan dit? Nou so, maar andersins waai maar net sê maar vir mekaar goeiemôre. Jy kan opstaan en groet ook. Geliefdes, baie welkom van my kant af ook, en elkeen wat hier so sit, vandag in die banke sit, ek sien nog steeds van julle groet mekaar, dis lekker, julle kan maar nog die kans vat. Baie dankie vir elkeen wat hier so is en deelneem, vir elkeen wat besig om te werk, of nou by die verwelkoming is, by die erediensspan is, en natuurlik daar so bo Tannie Renée wat daar so agter die orgel is, en Christine Bam wat al die pad van uit Duitsland vir ons hier so kom kuier, dan ook daar so. Vir die wat nie weet nie, sy's 'n opera sangeres, en ek gaan nou sê voorsanger, seker voorsangeres wat ons vandag gaan hê, maar sy gaan dele van die liedere vir ons lei en dele gaan ons saam met haar sing, so dis vir ons 'n voorreg om ook julle vandag hier so te hê. Baie dankie ook vir julle geliefdes. Dit is ons werklike voorreg om 'n gemeenskap van gelowiges bymekaar te wees. As ons so kyk na die afkondigings, dan is dit ook 'n punt wat ons dan begin raak sien. Ons kyk na lief en leed wat 'n bietjie korter is hierdie week as meeste weke. En ons kyk wat in die gemeente gebeur, nie net om te sê dis ons prosedure en dis die praktyk wat ons nou maar volg nie, maar om te sê maar dis wat vir ons belangrik is, want ons gaan baie fokus op die idee vandag van besef, elkeen te deel 'n verantwoordelikheid en 'n plek. Nou geliefdes, die gemeente nuus, ek weet julle het dit nie voor julle nie, dis hoekom ek gaan 'n bietjie meer duidelik maak. Die gemeente nuus is 'n bietjie korter hierdie week, wat die eerste naam, dit was op die afkondigings wat uitgegaan het, wat sê, ons bid saam vir Tannie Gerrie Bester en haar familie na die afsterwe van haar suster. Natuurlik 'n baie hartseer tyd ook vir haar en haar familie. Geliefdes, ons bid dan ook saam vir Elmarie Skots wat in die kantoor werk. Wel, sy het 'n trappie gemis en sy het nou beseer van kop tot tone. Daar so is dit, in moonboot en steke daar so gekry. Sy is okay op die oomblik, maar sy is besig om te rus en te herstel. So bid ons ook vir haar. Alles en nog, my kollega, dis hoekom ek hanteer die afkondigings en die preek. My kollega het 'n welverdiende rus wat hy nou eers 'n bietjie gaan neem van die 12de van vandag tot en met die 20ste, die 21ste is hy weer terug op sy pos. Hy neem eintlik 'n kort breek vir baie werk wat nou op sy tafel was. So ons wens ook vir hom alle sterkte toe. Ons kyk dan saam vir die verjaarsdag van hierdie week, vir almal wat bo 80 is. Nou, geliefdes, ek kom agter as jy hier in die winterkoue wintermaande gebore is, as jy 'n tawwe mens, want hier's baie mense wat bo 80 is. Julle het nie die afkondiging so voor julle nie, so ek sê ook die ouderdomme as ons so gaan, maar julle sal hoor,
Daar so is baie. Dit is ook op die WhatsApp groep as jy sê, wow, dit was 'n bietjie vinnig. Dit is ook daar. Maar kom ons kyk daar so. Aries die 12de, Koos Sagie wat 93 is, vir die 13de vir Marie Nieuwoud wat 84 is. Die 14de vir Rihanna Marits en Karin Pens wat Rihanna is 82, Karin is 84. Die 15de is nie iemand wat noodwendig nou want mense bly my vra as my kollega, my ander kollega, Andre, ja, dit is daarso. Klink my, dit is hy wat daar is op verjaar, so daar is ook vir hom baie geluk, maar ek wil ook sê, daar is 'n ander naam. Nou, die kaartjies vir die wintersprokie het gesluit. Maar jy sien daar soos om Dirk Brits wat dit vir ons reël, so as julle mooi geluk wens, dan kan julle miskien nog steeds vir hom vra vir 'n kaartjie of wat. Daar is so baie sterk daar, baie geluk ook daar. Die 16de, Gideon van der Westhuizen, wat 83 word. Die 17de, Bokka Bester, 87. En Krini van Vyver, 85. Kali van der Wand, 87. En die 18de is Gerard Kritsener, 81. As jy in die koue wintermaande gebore word, word jy taai gebore, want jy raak oud daar so. Is maar baie geluk aan elkeen. Kan ons vir hulle ook 'n handeklap gee. En dan daar die advertensies daar, so daar is nog enkele plekke op die Blomtoer as jy wil boek. Praat daarso is die inligting van my kollega Dominee Johan en dan ook met Jacomina Swart. Kan julle daarso praat. Geliefdes, dit is 'n lang een, so ek wil hom so lees eintlik soos hy so staan. Ons gebedsonderwerp gaan spesifiek hierdie week oor ons gemeente. Die verantwoordelikheid van ons gemeente, maar ook ons bid daarvoor. Want ons besef die krag wat ons nodig het om dit uiteindelik uit te voer, is nie iets wat uit onsself kom nie, maar iets wat van die Here afkom. Die gebedsonderwerp, weens julle sal op die blaadjie gesien het, wie lank is, maar ek hou dit ook so voor soos die staan. Ons vra dat die Here ons sal help om in die ware wingerdstok te bly. Sodat ons as sy gemeente en hierdie gemeenskap 'n impak sal hê, verskil kan maak en hoop sal bring. Geliefdes, is nie uiteindelik ons eie hoop en ons eie siening nie, maar dit is dit wat die Here vir ons gee. Daarom vra ons dat julle ook vir ons gemeente sal bid, dat as mense na ons dade kyk en na ons woorde luister, as hulle iets van ons gemeente sal ervaar, dat dit die teenwoordigheid van die Here sal wees. As die Christuskers aansteek, dan weet ons die leiding wat ons vandag vra, is van Christus self. Ek vra dan dat julle oë sluit, dat is hierdie geleentheid geopen. Ons Hemelse Vader, ons vra dat U vir ons rustigheid vandag sal gee. Here, ons prys U vir almal wat soveel ouer word, en Here, ons klap hande daaroor en ons vier fees daaroor. Here, ons sien nie lief en leedlys, 'n bietjie korter, Here, maar ons besef ook so dat daar baie keer mense is wat kies om nie op te wees nie, vir hulle eie redes. Mense wat voortgaan met behandeling en herstel. Here, ons bid so dat ons gemeente sal wees wat omgee vir mekaar, bystaan. Here, en uiteindelik iets van U liefde en omgee en genade sal uitleef teenoor mekaar en die wêreld daar buite. Dat ons getuienis sal wees van U wat werklik is, U wat deel is van ons, nie 'n God ver nie, maar God naby, 'n God wat omgee, en Christus wat voete gewas het, uit nederigheid. Ons vra, seën hierdie diens vandag, in sang en gebede, in oomblik na oomblik, dat U is. Ons bid in U naam. Amen. Geliefdes, ons tema vandag is so perfek, dit val uit mekaar uit. Nou die vraag is, kan iets perfek wees en uit mekaar uitval? Wel, uit die tema is die antwoord onmiddellik ja. Vir die blote rede, die maklike antwoord daartoe is dat wie het bepaal dit is wat perfek is? As baie mense wat daai perfeksie najag, wat voel, as ek 'n sekere status of aansien kry, weet jy wat, dis waarvoor ek streef, dit sal perfek wees, en dan kry hulle dit, en dan is hulle so bang om met ander mense of plekke geassosieer te wees, want dit gaan mense minder van hulle laat dink.
Ek het al gekry, party mense selfs nie met hulle eie familie wil assosieer nie. Nie omdat dit of dat sleg is nie, is net hulle, soos hulle sal laat las. Dis iemand wat sê, maar ek werk hard vir hierdie perfekte lewe, ek het die regte karre, die regte huise, selfone, kinders in die regte skole, ek wil wees, maar ek het gekry daai selfde mense dan hulle eie geestes en emosionele gesondheid opgee. Kan dit nie geniet nie, want moet altyd die beeld van Keeping Up the Joneses uiteindelik uitdra. Geliefdes, nou kom ek na julle toe, en ek wil 'n erkenning maak, dat soms is daai perfekte lewe, daai perfekte ervaring wat mense het, nie eers iets so groot soos dit nie. Dis om gemaklik te wees in 'n lewe waar jy kan voel, maar ek kan my kop maar wegdraai, want dis aanvaarbaar in ons gemeenskap. Dis aanvaarbaar in ons gemeenskap om te sê, ek weet daar's nood, ek weet daar's 'n situasie waar ek kan help of 'n verskil kan maak, maar ek's 'n bietjie onseker vir myself te tuis, en weet jy wat, eerlikwaar, maar te besig. Nou kyk ons daai kant toe, want ek hoop, iemand sal help. Hy iemand is daarom 'n wonderlike persoon, is hy nie. Kyk hier so, ek dink ons almal ken die verhaal van iemand en al 3 vriende, maar vir die wat nie ken nie, wil ek dit gou vertel, so ek wil dit so vinnig, ekskuus, hier ding net aankry, so vinnig vertel, en vir die wat nie ken nie, hou ek dit dan voor. Daar was 'n belangrike taak wat gedoen moes word, en almal was seker dat iemand dit sou doen. So, dis almal 3 vriende, almal, iemand, enigiemand, niemand. Enigiemand kon dit gedoen het, maar niemand het. Iemand het kwaad geword daaroor, want dit was almal se verantwoordelikheid. Almal het gedink dat enigiemand dit kon doen, maar niemand het besef dat almal dit nie sou doen nie. Op die ou end het almal vir iemand blameer, omdat niemand gedoen het wat enigiemand kon. Ek wil dit deur 'n verhaal, miskien ten koste van myself gou vertel. Ons gaan nou daarby kom. Hierdie afgelope, eintlik so 10 dae gelede, by. Dit was daai 3 dae waar dit bibberend koud was, selfs ek het 'n baadjie aangehad op daai dag, en ek stop by 'n verkeerslig, en daar so sit 'n man, julle ken dit, hulle het 'n bordjie hier so bo-op wat sê, ek het hierdie werk doen, en hierso kan jy help, kan iemand my asseblief aanstel, en ek dink ek het nie 'n werkie, maar hierso sit hierdie man, die wasem kom uit sy mond uit, hy sit so op die kant van sy paadjie, probeer sy hande warm maak, sit so tussen sy knieë. Ek dink ek nie werkie, maar kom ek gaan kry ten minste vir die man koffie. Daar's 'n volstasie so net oor die straat. Maar ek het 'n paar minute, ek's op pad na afspraak toe, maar kom ek stop gou. Ek is daar, ek sê, kom ek gooi gou brandstof in. Gooi brandstof in, gaan in die winkeltjie, kry 'n paar goed sommer so saam, en toe daar uitry, toe besef my aandag afleibaarheid het weer ingeskop, en daar sien ek die man, daar's ek op pad, ek het nooit die koffie gaan kry, wat ek eintlik gegaan het om te kry nie. En my eerste reaksie is, ek is laat vir my afspraak, ek hoop iemand gee ten minste vir hom iets warm. Nou, ek het later die dag weer daar verby gery, ek hoop eintlik iemand het toe vir my werk gegee, want toe sit hy nou nie meer daar nie, so ek hoop iemand het toe nou maar vir hom iets gegee. Maar hoe vinnig en hoe maklik word dit nie om net te sê, iemand moet dit doen nie, want ek is te besig, ek staan in die gang, of ek is selfbewus. Geliefdes, ons tema in ons teks vandag spesifiek, is Nehemia 3 waar ons gaan sien, hier is die mense wat baie gemaklik sê, maar ons is die vername mense, dis moeilik, weet jy wat, ons gaan maar verbyhou, en dan gaan ons sien dat daar mense is wat een na die ander sê, maar ek sal my deel doen, nie alles nie, ek sal my deel doen, en my deel doen, en my deel doen, en hoe verskil maak dit nie. Geliefdes, ek wil vra dat ons in daai gedagte van almal wat hulle deel doen, gaan staan. Ons gaan as gemeente, julle gaan sien, daar gaan staan gemeente, of wie gaan sing, daar's 'n rede, jy sal later sing, maar ons gaan saam staan en gaan sing, ons is almal hier te saam, ons gaan net vers 1 saam sing. Kom ons staan dan, loof ons die Here so daardeur. Verheerlijk hom, toen niemand was eigen
Ons gee vir onsself daai opdrag eintlik om te sê loof hom Christus die Heer. En daarom wil ek Psalm 148 van vers 1 tot 6 voorhou. So ekskuus oor daai fout. Ek fout daarso. Die Psalm sê halleluja, loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogtes. Ekskuus, julle kan daarso oorgaan nou. Loof hom in die hoogtes. Loof hom al sy engele, loof hom al sy hemelse magte. Loof hom son en maan, loof hom al die helder sterre, loof hom hoogste hemele en die water wat bo die hemelkoepel is. Laat hulle die naam van die Here loof, want dit is hy wat bevel gegee het en hulle se skape. Hy het hulle gevestig vir altyd, vir ewig. Hy het 'n vaste orde bepaal wat nie verbygaan nie. Geliefdes, dis die Here wat ons dien, dis die een wat ons loof en dis die een wat ver oggend vir jou sê, genade en vrede vir elkeen van julle. Mag julle die Here se nabyheid, die skepper van die heelal, die een wat vir die sterre 'n plek gegee het en die een wat vandag hier by ons is, se nabyheid ook hier beleef. Ons gaan so sit, dan gaan ons Majesteit sing, maar ons gaan Majesteit, dis hoekom ek sê, julle sal elke keer sien, daar word gesê hoe dit gaan wees. Ons gaan vers 1 sing, hy gaan 2 keer gesing word, maar eerstens gaan Christine net vir ons sing, vers 1, en dan gaan ons daarna inval, ons gaan weer die lied so saam sing, wat ons die Here so prys. Kom ons sit so, en dan gaan ons dit saam sing. Dit word duidelik aangedui ook, nie bekommer nie. Hy het oorwin. Dis uiteindelik die boodskap, dat dit nie ek of jy is nie, maar dat hy oorwin het, dat hy daai vryspraak gee, dat hy die vernuwing gebring het, en dat hy genade gee selfs wanneer ons dwaal. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar,
as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sonde vergeef, en ons van alle kwaad reinig. Hoor jy, is hierdie twee gedeeltes wat hy uiteindelik sê, hy sal ons vergewe, maar ook reinig. Beteken, hy sal ons die vermoë gee om nie te dink en nie op te tree, maar slegs as ons werklik na hom toe gaan. Maar wat 'n voorreg om te weet, dat wanneer ons sondig, wanneer ons oortree, wanneer ons foute maak, dien ons 'n God wat ons nie verstoot nie, maar juist intrek, juist deel maak. Ons gaan nou so sit, dan gaan ons saam luister na die lied, Laat my nooit die grond verlaat nie. Dis 'n vonklied, maar baie mense ken dit as, baie mense ken dit as gebed van Koos Du Plessis. Maar kom ons sit net so, ons luister saam, as Christine het vir ons voordra. Geliefdes, is dit nie wat ons altyd vra nie. Lei my Heer vandag daarheen, dat ons uiteindelik daai rustigheid in die Here kan ervaar. Dit beteken nie ons wil net stil sit nie, partykeer beteken dit ja om stil te sit, stil te bly, net vrede te vind in die teenwoordigheid van die Here. En partykeer beteken dit dat, weet jy wat Here, ek voel ek kan nie die wêreld verander nie, maar help my om te besef die klein bietjie wat ek doen, dat dit wel 'n verandering maak in die mense om my. Ons gaan nou saam, wil ek sê, 'n lied sing van 464, O Heer my God. En jy sal sien, die 2 is in rooi, ek sal nou daarop uitbrei, maar ons gaan vers 1, 2 en 4 gaan gesing word. En vers 4 sê, U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut die eiendom. Geliefdes, dit het hierdie getuienis, die laaste deel is, maak U nuut die eiendom van die wederkoms, maar om te sê, reeds hier op aarde is ons deel van God en sy werke. Mag ons daaraan oorgee, mag ons daaraan deel wees, mag ons daardeur ervaar, wel dat ons werk hier net en leef hier net nie, maar ons het 'n impak daar waar ons beweeg.
Ons gaan so maak dat gemeente gaan vers 1 en vers 4 sing, en Christine gaan vir ons vers 2 sing. So kom ons sit so, ons begin, ons sing saam, o Heer my God, wat ons sê, dan moet ek dan moet ek, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ons sit so, ons sing vers 1 en vers 4, Christine sing vir ons vers 2 tussenin. Geliefdes, ek wil om die boodskap te begin uitbeeld, gaan na iemand wat ook juig, maar nie vir dieselfde rede wat ons noodwendig juig nie. Dit is 'n punt wat baie aandag van die wêreld trek op hierdie stadium en dit gaan oor wel die sokker wêreldbeker. Elke jaar wat dit aangebied word, is daar 'n spesifieke groep ondersteuners wat vir 'n interessante en vreemde rede aandag trek. En nee, dit is nie die passie van die Suid-Amerikaners of die Krete wat vanuit Europa afkom nie. En dit is ook nie die harte van Afrika wat elke keer breek as hulle soveel hoop het dat hierdie keer gaan 'n bietjie iets anders wees nie. Dit gaan oor, wel, Japan.
Vir die wat die storie ken, sal weet daar so is dat jy sal sien hier so is nie vla nie, wel daar is 'n vlag al voor, maar is plastiek sakke wat hulle so ophou. En dit wat hulle doen. Met die wedstryd hou hulle dit begin, dan hou hulle dit so op, want as die wedstryd verby is, maak nie saak wat die resultaat is nie. Hulle maak eers skoon in die area waar hulle gesit het. Dan maak hulle daai sakke eers vol. Nou, ek wil net gou vir jou beeld skep daarso. Dit is nou tydens die wêreldbeker wat hulle dit nou doen. Van die inligting wat ek kon kry vir hulle laaste wedstryd wat hulle gespeel het, het kaartjies gewissel tussen $721 tot $2,111. Dit is in randterme $11,800 tot $34,500 rand. 'n Kaartjie gemiddeld. Daar's ander wedstryde wat gemiddeld of 'n mediaan kaartjie kos $2,000. Nou geliefdes, as ek tussen 11,000 en 34,000 vir kaartjie betaal, dan verwag ek my eie persoonlike kelner wat daar so moet wees. Ek gaan nie dink om skoon te maak na die tyd nie. Maar dit was hulle ervaring. Dis so hulle opgetree het. En dan vra mense vir hulle, hoekom doen julle dit terwyl niemand anders dit doen nie? Dis die antwoord elke keer dieselfde, want ons is geleer toe ons jonk is, dis hoe ons moet optree. Ons is geleer toe ons jonk is, dat ons dit moet doen, en dit is nou wie ons is. Ekskuus, maar geliefdes. En laat my so wonder, as hulle sê, maar ons doen dit, en elke keer trek hulle aandag, en elke keer is dit vir mense verrassing, elke 4 jaar, dan kom ek by 'n punt om te sê, maar, wie is ons? Wie is ons as gelowiges, as gemeente, as volgelinge van Christus, wat net sê, ons tree so op, dat dit mense se aandag trek, dat mense sê, maar luister, in 'n wêreld, dit hoef nie iets groot te wees nie, want dit is nie iets skokkend om uiteindelik net 'n paar goed op te tel nie, maar mense beleef, dis iets anders. Wat is dit wat ons so laat leef en optree? Ons gaan vandag uit Nehemia 3 lees. In Nehemia 3 gaan ons eintlik voort, vir die wat nou 2 weke terug die preek gehoor het, ons gaan voort wat hulle nou hierdie muur gaan bou. Vir die wat dit nie gehoor het nie, net gou vinnig opsomming, die Babyloniese ballingskap het verbygekom, en hulle het die muur van Jerusalem platgeslaan, hulle het die tempel verwoes, maar Persie het gekom, Persie het vir Babylonië oorwin. Wat beteken Israel is nog nie heeltemal 'n vry land nie, maar Persie is baie meer genadig. Hulle vat nie die leiers, nie priesters en baie van die volk weg na 'n ander punt toe nie. Hulle sê, julle kan teruggaan, julle hoef nie ons goede te dien nie, julle kan 'n tempel herbou. Met die intree van Nehemia onder leiding van die Here, het hulle weer toestemming gekry om die muur van Jerusalem te bou. Nie almal is baie gelukkig daaroor nie, en ons sal nog 'n ander keer daaroor praat, maar hulle het toestemming gekry om die muur van Jerusalem te bou. Nou, ek wil sê, ek gaan vandag Nehemia 3 lees, ek gaan probeer om Nehemia te noem, maar, vir die wat nou nie by die erediens was nie, ek het aanhoudend van Nehemia Jeremia genoem, en ek is bang om dit te sê, want ek is bang het kop weer my kop in, maar, ons gaan kyk na Nehemia 3. Ek gaan wel uitgesoekte verse lees. Jy is baie welkom, ek wil jou eintlik aanmoedig om julle Nehemia te lees, maar kom ons begin by Nehemia 3. Ek glo as jy dit lees, as ons dit lees, gaan jy verstaan, want dit gaan naderhand soos 'n geslagsregister voel, soos ons dit aanhoudend lees, maar daar is 'n punt, hoekom ons hierdie een teks na die ander lees. En wat ek eintlik met Nehemia en Jeremia en die name wil sê, wees asseblief geduldig vir my, want hier's baie name hier so tussen wat baie vreemd uitgespreek word vir my. So, ons gaan saam lees uit Nehemia, maar voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons kom vra weer vir U seën. Ons is so afhanklik van U, Here, want ons lees uit 'n boek wat millennia oud is, wat ons wil sê moet nog steeds tot ons spreek. En ons vertrou dit doen, want ons weet ons dien 'n God wat is, wat was en wat altyd sal wees. Een wat belangstel in wat in ons harte en in ons lewens aan die gang is. Een wat nog steeds in ons werk en 'n verskil wil maak in die lewe. Here, daarom weet ons hierdie tekste is belangrik, want U wil ons hierdeur ook leer. En ons kom nederig, en ons vra, lei ons ook na die waters waar rus is. Lei ons daar waar U werk, lei ons om U raak te sien, en ook U lig vir hierdie wêreld te wees. Ons bid in U naam. Amen.
Geliefdes, die rede jy sal nou en dan sien is daar 'n naam wat in rooi is. Dis nie so duidelik, maar as jy wonder hoekom het ek sekere punte in rooi gesit, dis om dit te laat uitstaan. Hoekom het ek nou al hierdie verse laat lees en wat gaan daar so? Partykeer is dit mense en partykeer is dit poste, partykeer is dit range. Dis net om te sê, kyk wie is al hierdie mense wat deelneem. En onthou dan ook die tema, so perfek, dit val uitmekaar uit. Wat is hierdie punt wat so 'n probleem is? Die opskrif van hierdie gedeelte is herbou van Jerusalem se mure en poorte. So hulle bou die poorte, hulle bou die mure. Nehemia 3 vers 1. Jasep, die hoëpriester en sy amptsgenote, die priesters, het gereed gemaak en die skaappoort herbou. Hulle het dit self geheilig en die poortdeure ingesit. Tot by die toring van die 100 het hulle dit geheilig, ook tot by die toring van Genanel. Langs hulle het die manne van Jericho gebou. Langs hulle het Sakur, seun van Imri, gebou. Die vispoort is deur die seuns van Hasena herbou. Hulle het die balke gelê en die poortdeure, sokgrendels en sluitbalke ingesit. Langs hulle het Meremot, seun van Uria, seun van Kos, herstelwerk gedoen. Langs hulle het Mesulam, seun van Beregia, seun van Mesesabel, herstelwerk gedoen. Langs hulle het Sadok, seun van Baana, herstelwerk gedoen. Langs hulle het mense van Tekoa herstelwerk gedoen, maar die vernames onder hulle het nie hulle nekke onder die juk van hulle Heer se werk gesit nie. Die Jesana poort is Jojada, seun van Pasiach, en Mesulam, seun van Besodia herstel. Hulle het die balke gelê en die poortdeure, sokgrendels en sluitbalke ingesluit. Langs hulle het Melatja en Gibeon en Jadon en Meronot herstelwerk gedoen. Die manne van Gibeon en Mispa het behoort tot die amptsgebied van die streeksgouverneur van die wes van die rivier. Langs hulle het Usiel, seun van Geraja, 'n lid van die goudsmede herstelwerk gedoen. Langs hom het Genanja, 'n lid van die salfmengers herstelwerk gedoen. Hulle het Jerusalem opgeknap tot by die breë muur. Geliefdes, dan sal julle sien ons so 'n paar verse wat ons mis. Julle hoor hoekom sê ek het voel daar ons geslagsregister daarso. Dis net om sekere punte en ek wil hê julle moet sekere punte dan begin sien. Vers 12. Langs hulle het Salum, seun van Halloges, die bevelvoerder van die ander helfte van die Jerusalem distrik, herstelwerk gedoen. Hy en sy dogters. Vers 17. Daarlangs aan die Lewiete onder Regem, seun van Bani, herstelwerk gedoen. Langs hom Gesabja, die bevelvoerder van die helfte van Keila distrik, herstelwerk namens sy distrik gedoen. Daarlangs aan het hulle stamgenote onder Benui, die seun van Genadat, die bevelvoerder van die ander helfte van Keila distrik, herstelwerk gedoen. Daarlangs aan, vers 22, daarlangs aan die priesters, manne uit die onmiddellike omgewing herstelwerk gedoen. Vers 27, daarlangs aan het die mense van Tekoa 'n tweede afgemete deel herstel, reg oor die groot toring wat uittroon en verder tot by die muur van die Ofel. Nou, vers 32 lees ons net om te sê, hierdie is die laaste vers van hierdie gedeelte, en dit sê, tussen die bovertrek van die draai en die skaappoort het die goudsmede en die handelaars herstelwerk gedoen. Nou geliefdes, hoeveel van hierdie name kan julle onthou wat ons nou moes lees? Die name is nie die belangrike deel wat ek wou gehad het julle moet hoor nie. Ek wil hê julle moet hoor wie almal hierso deelneem, en dan wil ek hê julle moet iets spesifiek gehoor het, 'n belangrike punt gehoor het, en dit laat my so dink aan daai speletjie wat mense as 'n kind het. Ek glo die kinders het nog steeds, ek onthou nie van my kinderdae, dan sal hulle vir jou 'n paar prentjies wys en sê, een van hierdie is nie soos die ander nie. Appel en pere en lemoene en 'n kiwi. Nou kan jy raai wat die een is nie soos die ander nie? Seker duidelik, nee. Ons lees al hierdie gedeeltes. Ons lees van die ene is langs daai en ons lees van die goudsmede en die salfmengers, ons lees van die priesters, profete, die hoëpriester, ons lees van die gesagsvoerders, ons lees van 'n man wat saam met sy dogters werk, en ons lees van die ene se seun van daai ene.
As dele wat ons nie gelees het nie, wat sê, daai een het voor hulle huis, en die volgende een het voor hulle huis, en die volgende een het voor hulle huis, dit reggemaak. Elkeen het 'n deel gekry wat sê, dis jou deel, neem verantwoordelikheid vir die deel, wees betrokke by die deel. En toe is daar een, wat nie soos die ander is nie. Het julle het gehoor? Tekoa, vers 5. Die vername mense onder hulle wou nie hulle nek onder die juk van hulle Heer geplaas het nie. As 'n paar keer wat ons lees dat mense tweede afmeting gekry het, onder andere vers 27, aan lees ons dit van Tekoa. Weereens, dit is dieselfde mense wat gesê het, maar weet jy wat, ons vernaam is onder ons, wil dit miskien nie, maar ons sal 'n tweede deel vat. En weet julle wat is die interessante en die ironiese deel? Die mense wat gesê het, nee, weet jy wat, almal doen hulle deel, maar ons kyk liewer weg. Waarvoor word hulle nou onthou? Toe almal hulle deel moes doen en hulle voel, maar ons is belangrik, ons die vernaam is en ons gaan nie ons deel doen nie. Waarvoor word hulle vandag onthou? Vir dit wat hulle nie gedoen het nie. Partykeer ironies. Dit is so perfek, hulle is so belangrik dat hulle gevoel het, maar ons hoef nie ons deel te doen nie. Nou word hulle daarvoor onthou. Ek wil hê as ons na alles kyk en ons sê, dit is so perfek, dit val uit mekaar uit, dan dink ons aan hierdie vernames. Hierdie mense wat net 'n deel van een versie na 'n hele gedeelte kry, en ek wil hê julle moet onmiddellik hierdie besef. As ons vandag praat daarvan, so perfek, dit val uit mekaar uit. As ons daaroor praat om te sê, wees versigtig vir goed wat jou aandag trek, of vir status dit wat vir jou sê, ek hoef nie deel te neem nie, is dit eintlik die minderheid wat mens mee praat, maar ook die meerderheid wat geïnspireer is. Ek sal nie sê is die meerderheid wat deelneem aan die kerkgemeenskap, maar dit is daai meerderheid wat geïnspireer is. Wat ek 'n klem wil plaas is hierdie. Die doel van hierdie teks en hierdie preek vandag is nie om te raas om te sê, hey, maar kyk daar so, kyk, mense dink hulle is so grand en alles val uiteindelik uit mekaar. Ek dink jy mense dink hulle is so goed en so verhewe en kyk wat's fout met hulle nie. Dis nie die punt nie. Die punt is om te sê, besef dat daai gesindheid mense uiteindelik mislei, maar sien ook dat daar een persoon is wat langs 'n ander een en langs nog een en langs 'n ander een en langs nog een. Julle gehoor hoe baie kere dit gebeur. En daai een is langs daai een en langs aan hom en langs aan hulle en langs daai een. Wanneer elkeen klein bietjies doen, nie die hele taak op hulle self nie, maar klein bietjies doen, dat daai hele muur uiteindelik gebou. Ek sê dit, laat ons nie 'n gemeenskap moet wees wat daarna kyk en maar uiteindelik raak sien wat ons kan regkry as ons almal saamwerk. En dan daai besef het, as elkeen hulle deel doen, is wanneer daar nood is en seer is en bekommerdheid is daar nie net 'n wag vir iemand nie. Daar is nie 'n idee dat almal daar sal wees en enigiemand kan dit doen, maar niemand tree uiteindelik in nie. Maar nou is die vraag is, waarmee is ons uiteindelik besig? Want ons het nou almal ons plek, ons praat net daarvan elkeen met hulle plek, maar wat probeer ek nou sê, want ons ken van muurbou, ken ons nie? Die sekuriteitskomplekse is die area vol, en die huis het mure om, ons wil selfs 'n muur rondom ons snelweg nou bou, wat natuurlik sekere opinies het, maar ons ken nie idee van mure, en die idee van om sekere goed uit te hou, sekere goed binne te hou. Is my motivering nou om vir elkeen van julle te sê, neem jou verantwoordelikheid, te bou 'n muur, ons bou dit om Kuilsrivier en Brackenfell, en uiteindelik dan is ons ook veilig. Seker, ek hoop, uit 'n logiese punt, jy verstaan dat ek jou nie probeer motiveer om mure te begin bou nie. Maar die vraag is dan, as ons daarna kyk en ons vra dan, wat is ons Jerusalem? Wat is dit wat ons dan moet doen? Waaraan moet ons bou? Waaraan moet ons vorm? Wat is dit wat gebreek is, wat mens dan baie keer moet weer vorm en bou en dan deelneem en sê, maar ek en jy het jou deel, elkeen het ons deel en elkeen neem verantwoordelikheid vir ons deel.
En is ons mure dan nie klaar gebou nie? Is dit nog nodig dat ons sy verantwoordelikheid moet neem? Ek wil miskien net 'n gedagte uit een van Milan Nel se artikels, ekskuus, ek nie in die notas nie, soos die geskrewe preek kry, sal dit ook nie daan wees nie. Maar hy het 'n baie spesifieke opmerking gemaak, en ek het dit laat op 'n stadium in die slides ingesit, so dit gaan daarso op wees, maar hy het 'n opmerking op 'n spesifieke tyd gemaak, net om te sê dat een van die groot probleme wat Christendom in sy moderne tyd eintlik maar ondervind, parafraseer nou, is dat ons begin glo het dat om 'n goeie Christen te wees, beteken om Bybel te lees, te bid en kerk toe te gaan. En nou en dan 'n aksie deel te neem. Dan is jy nou 'n goeie Christen. Dan het jy jou deel gedoen. Daar vra nie meer opoffering, daar vra nie meer tyd nie, daar vra nie meer om 'n verskil te maak nie, daar vra nie meer om betrokke te wees nie. Jy kan 'n Christen wees, en baie mense voel nie eers meer deel wees van die kerkie. Hulle is daar soos hulle begrafnis en troues toe gaan. Maar, dit vra weer, wat is 'n muur by ons? En in hierdie tyd dink ek daar is geen beter vraag om te vra van wat sal Jesus doen nie, of miskien eerder, wat het Jesus gedoen? Om daai beeld te sê, wat moet ons doen, wat wil ons bereik? Want Jesus het in Jerusalem ingestap, wat mure gehad, die fisiese mure, maar die geestelike mure was afgebreek. God het die tabernakel gehad, en later die tempel gehad, die tempel in Jerusalem, wat vir mense beeld is. God is met julle, by julle, God vergewe julle, God gee om vir julle. En wat het die kultuur en die priesters en die tempel daarvan gemaak? Jy is onrein, bly asseblief weg, moenie oordeel nie, bring vir ons. Die tempel was 'n teken van beheer en nie meer van vryspraak nie. En Jesus het gekom en daai beeld moes hy afbreek, maar uiteindelik het hy nuwe mure gebou. En wat is die doel van 'n muur uiteindelik? Is daai beskerming. Daai deel nie om te sê ons kyk na die muur self nie, maar om te sê binne in dit kan ons leef. Geliefdes, Jesus het gekom en hy het by Saggeus oorgebly, die Samaritaanse vrou met hom mee gepraat. Maar hy het ook die disippels se voete gewas. Toe die ander leiers wou eintlik wys hoe belangrik hulle is. Hy het vir hulle kom wys dat God vir hulle omgee en vir hulle lief is. En binne in hierdie mure wat hy bou, wat hy vir hulle wys, wat is genade, wat is liefde, wat is hoop. Hy het vir die disippels geroep en hy mense bly deel maak van sy werk en sy planne. En een na die ander het hulle besef dat as ek 'n fout gemaak het, verstoot God my nie. As ek gestruikel het, roep God my terug. As ek die verlore skaap is, gaan soek God my. En ek wil dit sê, Jesus het ook dan die wat 'n verkeerde pad is aangespreek, maar nie net om te sê, maar weet jy wat, as jy 'n fout gemaak het, bly asseblief weg nie, maar kom nader, laat die Here jou uiteindelik lei, volg die Here. As ons vra, wat maak ons ook in ons eie tyd, dan is dit hierdie gedagte van, want ons eers erken wat 'n mure is ook afgebreek. Wat 'n mure het ook in ons eie tyd dat ons hier iets van Jesus maak. En wat is hy groot fout wat ons maklik kan dink ons is op 'n regte pad. Ons lees Bybel, ons gaan kerk toe, ons is in 'n plek, maar dan het ek ook my te verskonings, te perfek. Jy weet, ek is te oud, te jonk, te onbevoeg. Weet jy wat, ek is te onseker, te besig. En ek praat nie spesifiek dat jy by die kerk moet wees nie, is net om te sê, jy is altyd op pad. En een van die roepstemme van hierdie punt is om te sê, jy is nie altyd gefokus op verder, of op status, of wat ook al nie. Dis om te sê, roep jouself tot die oomblik. Want kyk na die mense wat daar betrokke was. Salfmengers, goudsmede, priesters, leviete, saghebbers, seuns en dogters. Hulle het nie gesê, kom ons roep al die bouers bymekaar en ons bou nie. Hulle het ander boupermitte op baie stadium gehad. Ons gaan nie nou meer bou op dieselfde manier nie. Ons moes mense inkry om die toring te bou. Ons bou nou 'n bietjie anders. Maar jy staan nie terug en sê, maar weet jy wat, dit is nou nie my spesialiteit en dit is nie wat ek sal doen nie. Weet jy wat, as iemand die boodskap vir iemand anders bring, dan roep ons maar gou die dominee in nie. Ek is te onbevoeg nie. Dit voel vir mense partykeer te perfek. Weet jy wat, ek draai maar my nek weg, ek wil nie dit onder die juk plaas van my Heer nie. Ek kan nie mooi bid nie, goed bid nie.
Geliefdes, elkeen van ons het 'n deeltjie wat ons kan doen. Ons vra nie vir jou om alles te doen nie. En ek gaan nou uitbrei wat ons stikkende mure veroorsaak, maar ek dink hierdie is 'n belangrike punt. Ek dink ons almal ken iemand wat ons baie keer wil sê, jy wil hulle net klap laat hulle wakker word. Maar vir ander mense is dit baie keer jy wil hulle skouers vat en skud en vir hulle sê, besef, jy hoef nie alles vir almal te wees nie. Daai mense neem die wêreld se verantwoordelikheid op hulle self. En as die Here sê ek het 'n deel vir jou gegee, is jy self ook deel van jou deel. Nou, het ons stikkende mure in ons eie tyd, het ons daai ervaring ook in ons eie tyd, sê dat ons daai verskil moet maak. En ek wil vra maar wat, voor ek daar kom by wat maak saak, in my belewenis is die rede hoekom ons mure stikkend is, hoekom ons sukkel om hierdie volle Christendom te leef. Daai wat ons weer moet opbou en daai wat ons weer moet deel hê en daai wat ons van oortuiging moet wees, hoekom ons sukkel en wat daai mure laat val, soos Jerusalem wat, ek gaan gou 'n beeld gebruik, miskien verstaan jy dit, Jerusalem was in 'n nuwe normaal met die mure wat val. Wie van julle was op 'n stadium siek vir daai woord nuwe normaal as ons in ons inperkingstyd en ons grendelstyd was? Onthou julle dit? Ons het die hele tyd gehoor nuwe normaal. Hulle was in die nuwe normaal. As jy die mure op het, kan hulle weer in hulle werklike normaal kon leef. Geliefdes, ons geestelike mure het vir 2 redes geval. Die een is dat uiteindelik oor die jare heen het ons weer die gesindheid begin ontwikkel, dat Christendom is 'n geloof wat baie eksklusief moet wees en almal wat oortree buite moet hou. So al die gevare, dit is die geestelike en die beestelike, die geestelike en die wêreldse. Ons moet alles uiteindelik buite hou en weghou. En vergeet dat ons veronderstel is om juis 'n impak daar te maak. Die tweede deel is daai groot fout wat ons maak. So die een deel is die ouens wat oorstreng is en die ander kant is die mense wat begin sê, maar weet jy wat, jy kan 'n Christen wees, moenie worry nie, die inkomkriteria is maklik, doen maar net wat jy uiteindelik wil. Moenie jou onder die juk van die Heer plaas nie. Doen maar wat jy mee gemaklik is. En weet jy wat het gebeur? Geloof het geen meer verskil aan die algemene persoon se lewe gemaak nie. Want is 'n persoonlike saak, as ek sit en ek bid en ek lees Bybel, dit maak nie meer verskille aan 'n wêreld nie. Dis hoekom as jy vir 'n gemiddelde persoon wat nie in die kerk is of wêreld betrokke is in die geloof nie, sal nie regtig vir jou 'n Christen beskryf as iemand wat 'n verskil maak in hul wêreld. Dis daai mure wat ons uiteindelik moet opbou. Want dis binne in dit wat kategese weer belangrik raak, wat mense voel, maar ek moet leer van die geloof dat ek 'n verskil kan maak. Nie net dat ek uiteindelik belydenis kan aflê nie. Dis al mense voel, maar ek moet deel wees van 'n kerk, want binne in dit hou ons mekaar verantwoordelik en ons motiveer mekaar, ons staan mekaar by. Dis dat as die lewe my skop, dan wil ek in 'n gemeenskap wees, so ek sê wat nie verbyry nie, nie verbykyk nie, nie hoop dat iemand daar gaan wees nie, maar selfs al is dit 'n geliefde wat dan sê, maar ek het nie die woorde nie, maar ek is net hier vir jou. Dit is daai mure wat ons aanbou. As jy verdwaal is, dan wil hulle my nie uitskop nie, maar hulle wil sê, maar mag die Here jou ook gaan soek. En ons doen dit want dit maak saak. Jou deel maak saak. Elkeen moes langs hulle deel doen en langs daai en langs daai en jy het jou talente en jy het jou gawes, maar jy het baie keer geleenthede wat jy uit jou diepte uit gaan voel om 'n verskil ook daar te maak. Dis oké. Jy is die salfmenger wat nou 'n poort moet bou. Dis nie maklik nie. Maar die Here gaan jou daar ook bemagtig. Geliefdes, as ek sê wat maak dit saak, wil ek hierdie net vir jou gaan. En onthou ek sê dit nou in baie spesifieke konteks. Net omdat dit nie jou skuld is nie, beteken dit nie dis nie jou probleem nie. Dis nogal 'n interessante deel wat ons baie keer moet ervaar in hierdie lewe, veral oor 'n geskiedenis en mense wat betrokke is, dat hulle baie keer sal sê dat,
maar weet jy wat, dit is nie my skuld nie, so ek hoef nie op te maak nie, ek hoef nie reg te maak nie, ek hoef nie betrokke te wees nie, ek hoef nie te luister nie. Hy sê nee, maar Jesus het nie gegaan en gesê ek is die beeld van jou, waar ek droog gemaak het, daar gaan ek help, waar ek betrokke was, of waar my skuld is nie. Nee, hy was die begin van die verandering. Dis nie my skuld, mense gaan deur moeilike tye nie, is waar, maar ons help nog steeds. En nou wil ek terugkom na die idee van so perfek, dit val uit mekaar uit wat ons nou al gaan het. Elkeen het hierdie deel, maar kom ons vat na die hoëpunte toe. En ek gebruik juist daai deel. Dit kruip partykeer op ons, want ek kan nou baie vinnig gaan daar, so is mense wat hulle self so belangrik sien, dat hulle nie hoef deel te neem nie. As mense wat sê, maar weet jy wat, ek wil myself nou nie verneder deur te probeer nie, weet jy wat, mense kyk op na my. Ek wil nou nie by 'n kerkpunt betrokke wees en dan misluk ek, dan wat gaan mense dan van my dink nie? Nee. Maar dit kruip op ons. Ons besef dit nie altyd nie. Dis mense wat oor die algemeen probeer om reg te leef. Ek wil gesê een van die punte is wat ek al baie keer gekry het, is dat mense dan sal sê hulle is in 'n restaurant en hulle kos is nie op standaard nie. Dan sê hulle maar ek het betaal vir die kos, dis my reg om, en dan gooi hulle tantrums. Het jy al daai belewenis gehad? Dat jy saam met die persoon eet en sê maar ek dink nie ek moet weer hierdie besluit neem nie. Dis mense wat voel maar ek verstaan ek was verkeerd, maar jy moet verstaan ek is onder besonders baie druk by die werk. En nou moet jy dit opeet. Nou geliefdes, ek probeer nie ontken dat daar baie druk is in mense se lewens nie. Finansies, gesondheid, verhoudings, werk, daar is baie druk. Maar mense voel baie keer ek probeer so perfek wees by werk dat ek het maar uithaal met die mense rondom my. Ek is so besig dat ek gou my kind, nou sê ek vir die mense wat die kinders nie in die kategese bring nie, want dis nou ook nie kategese naweekie, maar ek laai my kind gou by kategese af want ek het mos nou my deel gedoen. En ek kan al nie verstaan hoekom kinders nie meer kerk toe kom as kategese verby is nie. Wat het ek fout gemaak? Geliefdes, ons werk uiteindelik in alles wat ons doen, aan ons deel wat die Here vir jou ook gegee het. En dit gaan nie dieselfde lyk nie, want elkeen is langs mekaar. En dit is altyd vir my voorreg om te kan sien as ek hier so voor staan, om te besef hoeveel mense is net, ek het al een keer in die Pinkster ook opgemerk, hoeveel mense is net deel van die erediens. Ek kyk hier so en ek besef hoeveel mense is deel van ons kommissies om goed te laat werk, soos dit nodig het om te werk. Broers en susters, julle net op die predikante op staat gemaak het, sou hierdie kerk redelik vinnig in 'n week se tyd begin uitmekaar uitval het. As ons skribas verloor, begin die kerk reeds uitmekaar uitval, so jy kan sien hoe vinnig dit gebeur. Geliefdes, die Here het vir jou 'n deel gegee. 'n Deel om iets van sy liefde, sy genade, sy aanvaarding, sy verantwoordbaarheid ook te gaan uitleef. Die Here het jou 'n roeping gegee, maar dit is baie keer so maklik om my stywe nek te ontwikkel wat sê, o, maar ek kan dit nou nie aan daai kant raak sien. So maklik om te wag, om te glo, iemand sal dit doen, iemand sal gaan troos, iemand sal omgee, iemand sal luister. Wat is daai deel wat die Here vir jou gegee het? Om net 'n koffie saam met iemand te drink, net om te gee, net te luister. Daai buurman wat langs jou sit in die kerkbank, of die een wat jy elke keer by groet, net hallo by sê as jy ingaan by 'n punt. Partykeer kan dit net so eenvoudig wees, soos om die mense wat jy elke keer sien, daarom behoorlik en bedagsaam te hanteer, nie net om te sê, hi, baie bedagsaam nie, maar dan om te hoor hoe gaan dit, of nou iemand is wat jy goed ken, of die kar wag, wat jy Sondag na Sondag sien. Geliefdes, laat ons die oomblikke wat ons het aangryp. Laat die wat die stywe nek het, net hulle een versie verdien wat hulle het, maar laat die res van ons bou, die een langs die ander, langs die ander, langs die ander. Elkeen met ons gawes, ja, maar elkeen met die verantwoordelikheid wat die Here dan vir ons gegee het. Ek wil vir julle sê is dat as ons nou 'n geleentheid gaan hê, dan gaan ek vir jou vra, baie keer dan stuur ek jou na huis toe en sê, gaan doen dit, maar ek wil vir jou vra, neem 'n oomblik en vra dat die Here vir jou sal wys, waar is jou deel? Wat is dit wat jy moet doen? Waar moet jy dit opbou dat mense kan sien deur sy liefde en sy genade, nie jou nie, sy liefde en sy genade,
maak God 'n verskil in hierdie wêreld. En dan, as jy nou klaar gebid het, ek gaan 'n oomblik van stilte daaroor gee. Direk daarna, dan gaan ek vir Sien vra om dan oor te gaan, dan gaan sy sing, Heer, met my hele hart, ons gaan net saam luister, maar as hierdie idee van oorgee, dis so Radha Temming weergawe wat sy dan vir ons gaan sing. So geliefdes, 'n oomblik van stil gebed, gee dit net oor aan die Here, vra vir hom dat hy vir jou sal wys, waar is jou deel, jou verantwoordelikheid, jy moet oorgee. Amen. Geliefdes, kan ons baie dankie vir haar sê, net 'n hande klap haar so gee op die einde weer so. Baie dankie. Dankie dan hier na jou Christel. Geliefdes, ek wil daar so sê, as ons sê een bou langs die ander, so ek sê ek sien baie van my kommunielede hierso. Is baie mense wat ek wil sê baie donkiewerk doen nie mate. Ek sê donkiewerk is altyd 'n ongesiene werk en dit is ongelooflik waardevol vir ons ook. Kollekte gaan by die deure opgeneem word en ons gaan afsluit met die lied van Gaan dan heen. Dis vers 1 en 2, maar dit is die koor, vers 1, koor, vers 2, koor. Dis nie 'n tipiese lied wat ons sê, hier is die boodskap weer van die teks nie, maar dit is 'n uitsendingslied. Dis 'n lied wat sê, maar mag die Here ons seën om hierdie boodskap te gaan uitdra. So kom ons staan en sluit ons af met Gaan dan heen, vers 1 en 2. Liefde, my kind onthou.
ontvang ook nou die seën van die Here. Mag jy werklik ervaar, die Here is elke oomblik daar. Mag jy beleef dat hy vir jou ook jou deel gegee het, dat hy jou sal seën en daarin sal lei, en dat as ons een langs die ander bou, dat ons sal ervaar hoe God 'n verskil in hierdie wêreld, in ons, deur ons en om ons kan maak. Amen.